Môre julle, baie dankie vir die voorreg vanoggend om die Here se woord te bedien. Al die kinders, is die kinders al weg? Kom ons bid vir die kinders. Kom ons steek ons hande uit na ons kinders toe. Vader in die hemel, Here Jesus, ons bring elke seun en elke dogter wat so kosbaar is vir ons voor U Here in. Here, U weet alles van hulle af, U ken hulle by hulle naam. En U weet, Here, waar hulle oor 10 jaar gaan wees. U weet waar hulle oor 20 jaar gaan wees. En ek bid vir elke kind, Here, dat elke ene Jesus Christus sal kies as hulle Here, hulle verlosser, hulle saligmaker, en Here, dat hulle U sal volg, Jesus Christus, en U woord sal doen, Here, en sal volhard in U. Dis my gebed vandag vir hulle, Here, en ons bid ook dat U hulle sondagskool klas sal seën, dat U die onderwysers sal seën, en Here, dat U elke ene van hulle sal beskerm. Ek spreek die bloed van Jesus oor elkeen van hulle, en ons sê vir U dankie, en ons gee vir U die eer, in Jesus se naam. Amen. Julle, kom ons maak net gebed toe die oë. Almagtige God, Jesus Christus, Here, ons dank U vir die voorreg om hier te kan wees vandag. En Here, ek bring U woord voor U, wat U vandag vir ons wil sê, Here. En ek bid, Here, dat U woord sal seën, en dat elke woord wat uitgaan uit U gees uit sal wees, Here, en uit U mond uit, Here. Elke woord wat by U mond uitkom is lewe. En Here, is daar iets is wat ek voorbereid, wat ek nie moet sê nie, dat ek sal stil bly. En ek bid dat U elke hart sal verbygaan vanoggend, dat ons harte sal oop wees vir U kosbare woord, vir U gees om in ons te werk, Here, en dat U uit alles dit verheerlik sal word. Ek wil vir U vanoggend ook dankie sê vir die worship span, Here, seën hulle, en so ook vir Lorette en Raoul, vir die werk wat hulle doen, wil ek hulle voor U bring, en ook hulle kinders, Here, en hulle bediening. En ek wil bid, Here, dat U hulle sal seën vir hulle gehoorsaamheid, en dat U hulle sal guns gee waar hulle gaan, en dat U hulle voetstappe sal rig. En ons sê vir U dankie, dat ons vertroue vandag in U kan sit, Here. En ons gee U al die eer, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle, die onderwerp wat ek ervaar, Here, kom gee vir ons vandag is godsaligheid. Nou die woord godsaligheid kry ons veral in 1 Timoteus. En die woord godsaligheid is ook godvreesend. Godliness in Engels. So, as mens na die nuwe vertaling kyk, die 2020 vertaling staan daar Godvreesendheid. So godsaligheid en godvreesendheid is dieselfde woord. So, om godvreesend te wees, wat beteken godsaligheid? Om godvreesend te wees, is om met die gesonde woorde van Jesus Christus saam te stem en dit uit te voer. Dis eintlik as mens 'n samevatting moet vat van godvreesendheid, is dit die gesonde leer van Jesus Christus, sy woorde, om dit as die waarheid te vat, as die absolute waarheid, en om daai woorde uit te voer, om gehoorsaam te wees aan dit. Dis so eenvoudig soos dit.
Die woord van God is eenvoudig, die evangelie is eenvoudig. Het is maklik om te verstaan. As ons dit nie verstaan nie, dan is iets fout. So dit is wat het om God vreesend te wees. En dis oor die woordjie wat ek net so bietjie wil uitbrei, gaan vir julle baie kort besig hou vir oggend. En dis wat ek gevoel het die Here op my hart. Ek het op 'n tyd gevoel om die week weg te hardloop. En ek het bely, Here, ek het gevoel, Here, is daar 'n deel wat ek regtig moet vir oggend bedien? En vir oggend dink ek, Here, ek is jammer, ek wil nie weghardloop van my plig af, as ek dit so kan sê nie, om gehoorsaam te wees aan u stem en aan die Gees, Here. So die eerste versie wat ek net wil, sommer 3 verse wat ek uit Spreuke uithaal vir oggend oor die vrees van die Here. Eerste een is Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid, en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek, sê die Here. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. Dan die derde ene is Spreuke 15 vers 33. En die Engelse een is vir my daar amper bietjie mooier. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. So dis asof die Here sê, dis nie net dat ek nie hou van hoogmoed en trotsheid, die Here sê hy haat dit. En die Here sê ook, ek wil nie 'n sot wees, of Here, sê ek vanoggend, ek wil nie 'n sot wees wat wysheid en tug verag nie. Here, as U my wil kom tug en my wysheid wil kon leer, dan wil ek dit vat, Here. Dan wil ek leersaam wees in my hart vanoggend vir dit. Kom ons gaan na Job 1 toe, asseblief vers 6. Ons almal ken die stuk van Job se begin, of nie sy begin nie, maar daar staan die seuns op 'n dag, daar was een dag, wat die seuns van God, hulle voor die Here kom stel het, en die Satan het ook daar kom staan, saam met die seuns. En die Here vra hierdie vraag aan die Satan, en hy sê, waar kom jy vandaan? En dit is vir my so 'n interessante vraag. Dit is vir my eintlik so 'n kosbare vraag. Want die Here weet presies waar hy vanaf kom. Want hy is God, hy weet alles. Hy is alwetend, hy is alsienend. Maar die Here vra hierdie vraag aan die Satan, waar kom jy vandaan? Jy sien, die vraag is nie, wat soek jy nie? Hy vra vir hom, waar kom jy vandaan? En die volgende vraag wat die Here aan die Satan vra is, die tweede vraag. Het jy ag gegee op my knegt Job? Hy is 'n man, vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Het jy ag gegee op hom? Dis die tweede vraag. En wat die Here daar sê, wat die Here eintlik vir hom sê is, ek wat God is, gee ag op my knegt. Ek gee ag op my knegt wat vroom is, wat Godvreesend is. En hoekom vra die Here dan vir hom, waar kom jy vandaan? As die Here weet waar vanaf hy kom. Hy sê eintlik vir hom, ek gee nie ag op jou nie. Ek gee nie ag op jou nie. Ek weet waar jy vanaf kom. Maar die vraag hoekom ek dit vra is, ek gee nie ag op jou nie. En ek wil hê julle met, hoekom ek dit sê, is Job 11 vers 11, dat julle dit opsit daar. Want hy ken die valse mense, en hy sien die ongeregtigheid, sonder dat hy juist daarop ag gee. So God weet van dit alles. God sien al die ongeregtigheid, hy weet daarvan, maar hy gee nie ag op dit nie.
God gee ag op Job, wat vroom is, opreg is. Dis vir my so mooi. Wat God vreesend is, en wat afwyk van die kwaad, so ver as hy kan. Ek weet nie van jou nie, maar as ek dit lees, is dit vir my so kosbaar, dink ek, Here, ek sal graag wil hê, jy moet ag gee op my. Ek het 'n hartsbegeerte, dat jy sal ag gee op my. En dit verwys my so na Jesus. Dit wys so na Jesus toe. Die hele woord, Ou Testament, Nuwe Testament. Daar's nie 'n manier wat God op ons kan ag gee, sonder dat ons in sy seun is nie. In sy seun. As God na ons kyk, soek hy eerste sy seun. Hy wil eerste sy seun sien. Hoe staan ons met sy seun? Het ons hom gekies as Here, volg ons hom in gehoorsaamheid. So eenvoudig soos dit. En dan, wanneer ons in sy seun is, en ons glo en ons gehoorsaam hom, is ons vroom, is ons opreg, is ons godvreesend. Wyk ons af van die kwaad. Waar staan ons met sy seun? Nog 'n ding van Job, wat ek sien, en ek meen, ons lees die beginstuk van Job, toe die Here nou, in die Satan die vraag van, Here, maar sal hy aanhou dien, sal hy aanhou volg? Die woord sê, Job was 'n ryk man, die Here het hom geseën, hy het baie gehad, hy het baie kinders gehad, hy het baie besittings gehad, hy was gesond, het goed gegaan met Job. Maar nogtans was hy nog altyd opreg, godvreesend. So, dit sê vir my, God kon hom ook vertrou. As jy dink daaraan, natuurlik het hy God vertrou, in alles wat hy gedoen het, maar God kon hom ook vertrou. Hy kon hom vertrou met baie besittings. Kan God my en jou vertrou? Met dit wat hy vir ons gee, dit wat jy dalk graag voorbid, wat jy graag wil hê, miskien al jare, miskien al, Here, ek soek hierdie deurbraak, ek soek hierdie ding, wat ek voor u lê voor. My vraag is vanoggend, kan God ons vertrou daarmee? As hy dit vir ons gee, wanneer hy dit vir ons gee? So wat ek sien met Job is, hy het alles gehad, en God kon hom nog altyd vertrou het, want hy het opreg gebly. God sê, hy het ag gegee op hom. En dis 'n vraag wat ons vir onsself vanoggend kan beantwoord, eerlik te wees in ons hart, soveel vir mekaar dit te sê nie, maar sê vir jouself vanoggend, Here, dit waarvoor ek u vertrou, of dit wat u my nou op die stadium gee, kan u my vertrou daarmee? Kan u my vertrou, dat ek sal volhard in u, by u sal bly? Ek is nou by u, maar kan u my vertrou, om by u te bly? Want dit is waarvoor die Here ons moet vertrou. Dan kom ek by die volgende deel, van vanoggend se woord, en dis ook in Job 31, vers 24 tot 28. As ek op goud my hoop gestel het, en vir die fyn goud gesê het, my vertroue, as ek bly gewees het, omdat my vermoë groot was, en my hand baie verwerf het, as ek die sonlig aangesien het, wanneer dit helder skyn, en die maan wat so pragtig daarheen gaan, en my hart heimlik verlei is, en ek met my hand hulle 'n kus toegewerp het. Ook dit sou 'n strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloon het. Jo, dit klink erop, ja. Maar die oomblik as ons hoop en ons vertroue in geld sit,
Ek sê dit nou, soos dit is vandag. Dan verloon ons hom. Dan is ons besig om hom te verloon. En nie net in geld, daar is soveel ander goed. Daar is soveel ander goed. En dit bring ons by die volgende deel, 1 Timoteus 6. Julle, ek wil hê ons moet dit gou eers deurlees. 1 Timoteus 6 van vers 3 tot 16. En ek wil hê wanneer ons dit lees dit met 'n oop hart vanoggend en hoor wat die Here vir jou dalk in daai skrif wil sê. Dis vir my seker een van die skrifte, ek dink meer as 2 of 3 keer al dit in my preke gehad, 'n deel van dit. Dis een van die dele wat my nogal, dit maak my nie bang nie, dit is so half, Here, U is nogals kwaai hier. En Paulus, wat die woorde skryf, is ook baie kwaai, jy kan dit sommer hoor. Maar daar is ook min gedeeltes in die woord wat my so seën soos daai. Veral die van vers 10, 11 af. So, wanneer ons dit lees dit vanoggend met wat die Here dalk vir jou wil sê. Dalk is dit vir een vanoggend is hierdie gedeelte. Dis half van hierdie gedeelte af wat ek wegskram. Maar, en ek wil hê julle moet vanoggend, wanneer ek die woord bring, want dit is eerste vir my. Alles is eerste vir my. En dan vir julle wat voor my sit. So as iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie. Maar het 'n sieklike sig van twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasterlinge, bose agterdog. Nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is. Sorry, gaan gou weer terug na vers 5. En van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewendheid is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid, kyk hoe mooi is dit, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Vers 7. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Vers 9. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vrou van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, die godsaligheid, die geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek het gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberuslik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien of kan sien nie, aan wie toe kom eer en ewige krag. Amen. Ons gaan gou weer na vers 3, ons kan hom net daar los. Dankie, Liam. Ek dink die Here is duidelik hier wat hy sê, enige iemand wat nie saamstem, saam met die gesonde woorde van Jesus, rakende die leer van godsaligheid nie. Hy is verwaand en hy verstaan niks nie. Met ander woorde, vers 5. Gaan gewoon na vers 5 toe asseblief.
Mense wat dink dat godsaligheid winsgewendheid is. Met ander woorde, eenvoudig wat daai skrif sê is. Mense wat ek godsaligheid gaan oor jouself, oor myself en oor jou. Dit is nie so nie. Dis eenvoudig, wat dis wat daai skrif sê. Ons kan nie godsaligheid gebruik om vir onsself in te bring en vir onsself voordeel te trek nie. Dis so eenvoudig soos dit. Maar die volgende vers is so mooi vir my. En dit is 'n woord wat so belangrik is vir oggend, wat die Here so op my hart lê, is vergenoegdheid. Dankbaarheid. Godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, sê Paulus. 'n Groot wins vir jou en vir almal in die koninkryk. Dankbaar. Daar's soveel goed waarvoor ons dankbaar kan wees vanoggend. Soveel goed wat die Here vir ons gee, mildelik. En hy sê, as dit kos en klere is, moet jy daarmee vergenoegd wees. Maar hoeveel verder is dit nie? Waarvoor kan ons nie vanoggend vir die Here dankie sê, vir dit wat ons vanoggend hier het? Vir die mense in ons lewens. Vir dit wat hy vir ons gee, vir die voorsiening. Vir gesondheid. Mense, ons kan nie ophou nie. En hoeveel maal in my lewe is ek ondankbaar vir die simpelste goed. En die Here druk dit so op my hart vanoggend, vergenoegdheid. Is ons vergenoeg waar ons is vanoggend? Is ons dankbaar, werklik? Of kyk ons na ander en ons het 'n ondankbaarheid? Maar dis gewoonlik waar ondankbaarheid vanaf kom. Ons kyk na ander, hoe hulle lyk, wat hulle het. En ek dink die Here het 'n groot probleem met dit. Ek dink die Here het 'n baie groot probleem met ondankbaarheid. Is ons vergenoegd met dit wat ons het? Vir die voorregte wat hy ons gee. Ek dink gisteraand of vanoggend. Ek dink as ons elke oggend kan opstaan en ons is hierdie eenvoudige dankbaarheid van Here, Jesus, U het vir my 'n prys betaal wat ek tot in ewigheid nie kan betaal nie. Vir myself nie. U het dit vir my betaal. U het vir my 'n kind gemaak van die allerhoogste God. En ek het die ewige lewe. Julle, kan ons verder gaan as dit? Kan ons verder gaan as dit? Dan praat Paulus van geldgierigheid. Ons gaan gou na daai vers toe. Ek dink dit is vers 10. En ek wil hê ons moet verstaan vanoggend. En dalk verstaan ons dit almal. Daar's nie 'n fout met geld nie. Daar's nie 'n fout om dit te hê nie. Baie of min nie. Die probleem is gierigheid. Die Here spreek dit aan. Hy sê dis 'n wortel van alle ewels. Dink aan alle ewels wat jy vanoggend kan aandink. Ons wil nie soontoe gaan nie. Maar die woord sê dis 'n wortel van alle ewels. Alle ewels wat op die aarde is dit die wortel van. En dan die volgende woorde, wat my altyd so, Here, dis gevaarlike woorde. Sommige wat dit begeer, wat gierigheid begeer, het afgedwaal van die geloof. Wat beteken dit? Wat red ons? Geloof in die Seun van God. Afgedwaal van die geloof. Ons kan vir onsself vanoggend sê, wat beteken dit? Met baie smarte deurboor. Ek dink afgedwaal van die geloof is 'n baie gevaarlike plek om te wees. So as ons dit nie stop nie, as ons nie daarvan af wegvlug nie, ons gaan nou daarby kom, loop ons 'n gevaarlike pad om nie afgedwaal te wees van die geloof nie. Die volgende vers is een van my gunstelinge, vers 11. Maar jy, man en vrou van God, ek sê nou vrou van God, maar ek praat met ons almal hier vandag. Ek spreek dit sommer oor ons uit vandag. Maar jy en vrou
Man en vrou van God, vlug van hierdie dinge weg. Kyk die woord wat Paulus gebruik, vlug. Hoe sal jy vlug sien? Vlug is soos in, jy los alles en jy hardloop vir jou lewe. Want jy is in gevaar. Vlug, dis wat vlug beteken. Jy los alles, jy hardloop met alles wat jy, of hoe al jy wil wegkom, en jy kom van gevaar af. So, wat sê die Here, vlug van wat af? Vlug van gierigheid af, en vlug ook van ondankbaarheid af. En jaag, kyk die woord wat hy daar gebruik, soos ons vlug van dit af, jaag ons na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Die volgende vers 12. Hy sê in vers 12, vlug. Nee, sorry, ek is klaar daar. Hy sê stry. Hy gebruik Paulus weer woord, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe. Waartoe jy ook geroep is, waartoe ons almal geroep is na die ewige lewe. En 'n goeie belydenis voor almal afgelê het. So stry en gryp. Sy woorde is nogal fisies. Dan wil ek 1 Timoteus 4. Steven, as jy kan, dankie. 1 Timoteus 4 vers 7. Ek gaan dit vir ons lees. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. So hy sê oefen jou, dankie Steven Alsy, oefen jou in die godsaligheid, en dan die volgende vers 8. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. So dit het nie net 'n belofte vir ons hier net op aarde nie, ook 'n belofte vir die ewigheid, vir die lewe wat voorlê. So die Here sê, oefen jou in die godsaligheid. Wat so belangrik is, nie net vir ons hier nie, maar ook vir die toekoms, vir die ewige lewe hierna. Die Here het regtig dit op my hart gaan lê, die deel wat ons nou behandel het, en soos ek sê, is eerste vir my, maar ek het baie keer 'n bekommernis in my hart, as ek sien hoe kinders van die Here baie keer oor geld en geldprobleme kan praat, en kan kla oor dit. En ons praat baie meer baie keer daaroor as wat ons oor die Here praat. En dis vir my 'n bekommernis. Is my baie keer 'n bekommernis as ek sien hoe broers in die Here kwaad is vir mekaar. Oor besigheid of goed wat nie uitgewerk het nie, en hulle bly kwaad vir mekaar. Of ek sien hoe kinders, groot kinders, vir jare nie met mekaar praat nie. Ek praat nou van boeties en sissies, oor erfgoed. En ek moet hierdie goed sê, dat ek het dit so op my hart vanoggend, dat dit is nie vir die Here aanvaarbaar nie. En is daar fout om die Here te vertrou vir meer? Nee, daar is nie. Is daar fout om jou hartsbegeerte vir die Here te gee, en sê, Here, ek wil graag dit bereik, of ek wil dit doen, daar is nie fout daarmee nie. Maar wat die Here vanoggend wil hoor is, wie kom eerste in jou lewe? Dis al, dis eintlik so eenvoudig al. Wie is eerste? Wie kom eerste? Die Here sê, hy is 'n jaloerse God.
En hy moet jou eerste wees in alles wat jy aanpak, wat jy doen, jou besigheid of jou familie of wat ook al. Is Jesus eerste. Dit is so eenvoudig wat hy vanoggend vra vir ons. En is hy werklik jou skat? Het jy werklik alles verkoop en daai stuk gaan koop waar die verborgde skat is? Jesus Christus. Is hy jou skat? Het jy, en ek praat nie van fisies nie, as die Here vir jou fisies gesê het, verkoop jou goed, dan doen jy dit. Maar leef jy in ek, soos iemand wat alles een kant toe op sy gesit het, en jy leef vir hom, alleen. En vir die res gaan hy sorg. Ek dink altyd in Matteus 6 vers 33, soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dit wat jy nodig het, sal hy vir jou byvoeg. Byvoeg is eintlik so 'n maklike woord. Ek sal dit vir jou byvoeg. En die dankbaarheid, Here, as ek kan, ek vertrou U, dat ek meer gaan dankbaar wees, in alles, wat ek het, wat ek doen, en teenoor U, hoe goed U vir my is. Die laaste vers, wat ek vanoggend op wil sit, wat vir my so mooi is, wat vir my aanpas hierby is Jeremia 9, vers 23 en 24. Ons almal ken hom, hy is so mooi, hy het vir my so mooi afsluit vanoggend. Ek gaan dit vir ons lees. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, as ons wil roem vanoggend, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Hy verstaan, hè? Hy verstaan die woord, wat die Here bedoel met godsaligheid, en my ken, dat ek die Here is, wat goed en tierenheid, reg en geregtigheid op die ag te doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Ek wil vanoggend sommer net vir ons bid, en kom ons maak toe die oë. Vader in die hemel, Here Jesus, ons wil vir U dankie sê, vir U woord, wat die waarheid is. Ons wil vanoggend U woorde vat, en ons wil saam met dit stem, Here. Ons wil dit uitvoer, ons wil ja en amen sê op dit, en ons wil vanoggend hoorders wees van U woord. Here, daarom kom ek vanoggend, ek self, en as iemand is saam met my vanoggend wat sê, Here, ek bely vanoggend by ondankbaarheid. Ek bely my dat daar kere was in my lewe waar ek geldgierigheid in my lewe toegepas het, Here. Bely ek dit vanoggend voor U. En as iemand saam is vanoggend saam met my, bid ek dat ons dit in ons harte vanoggend sal doen. En het regtig 'n belydenis voor U doen, Here, en sê, Here, ons is jammer vir dit. Want Here, U woord kom leer ons ook, vanoggend is dit maklik om te sê, Here, ek erken die goed, en ek bely dit, en U sê, U is getrou en regverdig, wanneer ons sondes bely, vergewe U dit, Here. So Here, ons kan vanoggend na U toe kom, en net vergifnis vra, en uit ons harte uit, en vir U jammer sê. En Here, ons wil U kies, elke dag, as ons eerste liefde. Ons wil U kies, as ons Here, aan wie ons wil gehoorsaam wees, Here. En ons wil godsaligheid toepas, Here. Ons wil ons vrees in ons hart vir U, nie om bang te wees vir U nie, maar om saam te stem saam met U. Dankie dat U ons seën met U woord, met die waarheid. Here, dankie dat U ons daarmee seën, omdat U ons lief het. Here, ek wil bid vir elke ene, dat U
ons voetstappe sal rig om saam met U te wandel, soos Henog en Noag gedoen het, Here. Here, daar staan van Henog in die woord, dat hy het saam met U gewandel en hy was net nie meer daar nie. Here, dit is die begeerte in ons harte wat ons wil hê, is om regtig saam met U te wandel. Elke dag, met 'n dankbare hart. Met 'n vergenoegdheid hier binne in ons, Here. Seën elke ene in. Beskerm ons, behoed ons, bewaar ons, Here. En verlos ons van die bose. En word verheerlik uit alles wat ons doen. En ons sê vir U dankie, in Jesus se naam. Amen.